En soos julle weet is ons besig in Efesiërs in ons reeks van jou ware identiteit. En so julle kan saam so lank blaai na Efesiërs 5. Efesiërs 5. En ons gaan lees vanaf vers 3. Efesiërs 5 vanaf vers 3. Ek gaan hom lees, kom ons lees hom weer van vers 1 af. Hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Nou hierdie woord navolgers is om iemand na te boots. Jy mimiek iemand. So hy sê, wees navolgers van God, soos geliefde kinders en wandel in liefde. Soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid of dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer dankseg. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodsdienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En behou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word is lig. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Here en Hemelse Vader, ek wil hierdie geleesde woord aan U opdra. Ek wil bid Heilige Gees dat U vanmôre in ons harte sal kom praat. Dat hierdie saad vanmôre in vrugbare grond sal val, tot eer en verheerliking van U naam. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou terwyl Paulus se vermaanings in die vorige gedeeltes wat ons gelees het en deurgegaan het, 4 vers 25 tot 32, het hy die skerp verskille tussen die wandel volgens jou ou self, die ou dooie self voor Christus jou gered het, en die wandel volgens die nuwe lewende self nadat Christus jou gered het. So het hy kontras gemaak, met ander woorde, hoe ek was voordat Christus my gered het, en hoe ek nou lyk nou dat Christus my gered het. Daar's 'n verskil tussen hierdie twee. Kom Paulus nou in hierdie gedeelte, en hy bring weer eens 'n kontras, maar hy kontrasteer die lewenstyl van 'n sondige, ongelowige wat in die wêreld leef, wat volgens die skrif, jy is nog dood in jou sonde. So hy sê, hier is die kontras nou tussen 'n wêreldling en 'n kind van die Here. Die een wat wedergebore is, wat gelowig is, wat geestelik lewend in Christus is. So nou kontrasteer hy daai twee. Eers hoe ek was, my ou mens en die nuwe mens, nou kontrasteer hy die kerk van Christus met die wêreld daar buitekant. So met ander woorde, hoe 'n kind van die Here verskil tussen 'n kind van die duiwel. Nou Paulus noem hulle is kinders van julle vader, die duiwel. Jesus het dit so genoem. Psalm 115 vers 4 tot 8, en ek het hierdie reeks hiermee begin, is jy word soos dit wat jy aanbid. Met ander woorde, jou toewyding vorm jou karakter. As jy toegewyd is aan iets of iemand, vorm dit jou karakter. So as jy iets aanbid, vorm dit wie jy is, wie jy word. Nou in 'n geval van, dis 'n geval van aardjie na die vaartjie, en dis waar ons titel vandaan kom. Jy aard na jou pa, of die appel val nie ver van die boom af nie. Ek sê weer, jy hoef nie lank in my kinders se teenwoordigheid te wees nie, jy sal sien, ja nee, dit is hulle pa se kinders daai. Dis iets, jy trek na jou familie, jy trek na jou pa. Nou die probleem is, wat ook al, nou in vers 1 tot 2 sê Paulus dat ons God moet navolg. Ons het dit gelees nou, ons moet navolg, ons moet hom mimiek, ons moet hom naap, ons moet hom naboots. En om toegewyd wees, en dan
deur in liefde te wandel. So dit was die eerste ding, is om in liefde te wandel. Wandel in die liefde, sê hy. En hy gebruik Christus se kruisoffer, sy liefdesoffer aan die kruis, as 'n voorbeeld van hoe ons mekaar moet hanteer. Is daardie liefde, daardie onvoorwaardelike liefde. En hierdie gedrag spruit direk uit ons identiteit in Christus. Jy kan slegs in liefde wandel as jy in Christus is. En weer is die Heilige Gees bemagtig ons. Ek het vanoggend hier in die bidkamer ook gesê, sonder Christus is ons nie in staat om hierdie identiteit uit te leef nie. Ons moet sy karakter weerspieël. Ek sê weer, die mensdom is nie my, ek vergelyk, ek sê veronderstel, ek as kind van die Here moet ek my vergelyk met Piet en Koos en Sunny en Klaas hier langs my nie. My lewe is bietjie beter as hulle se nie. Nee, die woord van die Here sê, jy moet heilig wees want ek is heilig. Wees perfek, want ek is perfek. Dis God, dit is ons standaard. As kind van die Here is dit ons standaard. Dis wat vir ons daar gestel word. Volg God na, wandel in liefde soos hy in liefde wandel. Maar die probleem is, as God iets vestig, as hy iets maak, dan kom Satan en hy boots dit na. Die skrif sê, hy vermom as 'n engel van die lig. So as God ware liefde maak, kom Satan, en hier is die probleem, en hy skep 'n vals liefde. So as die woord vir julle sê, wandel in die liefde, dan gee hy vir jou die voorbeeld, soos Christus, en hy gee vir jou 'n rede, dit met 'n rede, want weer eens daar's 'n vals liefde daar buitekant. Nagemaakte liefde is 'n kenmerk van Satan se kinders. Net soos ware liefde die kenmerk is van 'n kind van die Here, ware kinders van die Here. En in ons gedeelte word hierdie verskil uitgelig deur te praat die werke van die duisternis en die vrug van die lig. So as jy ware liefde sien, gaan jy die vrug van die lig sien. So hy kontrasteer weer is lig en duisternis. Nou is die vraag, hoe wandel 'n kind van die Here dan? As jy in liefde wandel en in die lig wandel, hoe wandel ons in die lig? Nou Paulus sê heel eers, verwerp die duisternis. Verwerp dit. Vers 3 tot 7. En hy noem hier verskeie sondes. Jy sal sien, hy lig hy dit op hierso. Wat hierdie duisternis beskryf, waarvan hy praat, in hierdie konteks van hulle op daai stadium, en hy noem seksuele immoraliteit, onreinheid, gierigheid, vuil taal. En hierdie sonde spruit uit die hart van 'n persoon wat God vervang het met wêreldse verlossers. Ek hou aan die wêreld iets vas in plaas van God. En dan sê Paulus dat hierdie sondes moet nie eens onder julle gehoor word nie. Dit is nie gepas vir 'n kind van die Here nie. Ek wil dit nie sien of hoor onder julle nie. Dan nommer 1 noem hy seksuele immoraliteit, hierdie sonde. So dit is die duisternis. Hoe verwerp ek die duisternis? Hier is die duisternis, is seksuele immoraliteit. In die Afrikaans is dit hoerery en onreinheid. 5 vers 3. Nou in teenstelling met goddelike, onselfsugtige, vergewende liefde van Christus aan die kruis, is die wêreldse liefde, hierdie valse liefde wat die wêreld vir jou gee, vol welis en selfbevrediging. Dit is lief omdat die voorwerp wat ek lief het, vir my iets kan teruggee. Ek wil so min as moontlik gee en ek wil soveel as moontlik weer terug ontvang. Dis 'n wêreldse liefde. Dis nie God se liefde waarvan hy praat nie. En ons behoort nie verbaas te wees dat die soeke na hierdie tipe liefde vir ons allerhande onreinheid na vore bring nie. Dit moet ons nie verbaas nie. Nou daar's 2 Griekse woorde wat hy gebruik is akatharsia. Dit beteken is 'n breë term vir morele onreinheid. Dan praat hy van wellustige gedagtes of onrein motiewe. Dis waarvan hy hier praat. En dan die tweede woord wat in ons Afrikaans vertaal is hoerery, is pornea. Dit is waar ons die woord pornografie vandaan kry. Nou hierdie woord pornea sluit alle vorme van seksuele aktiwiteite buite die Bybelse huwelik in. Dit is goed soos voorhuwelikse seks, egbreek en seksuele wangedrag. Enigiets buite die huwelik is dit, is pornea. Soos ek sê, is waar pornografie, die woord pornografie vandaan kom. Dis vals liefde. So, dit sluit in voorhuwelikse seks, egbreek en seksuele wangedrag, enigiets. En uiteindelik is pornea afgoderry. Jy sal sien hy praat van afgodsaanbidding. Uiteindelik is hierdie seksuele wangedrag is afgodsaanbidding.
Dit is die gevolg van die feit dat ons God nie eer nie. So, as ek God nie eer nie, gaan dit lei uiteindelik tot by pornea toe. En Paulus wys vir ons hierdie ontwikkeling in Romeine 1 vers 18. Ek wil hê jy moet dit sien. Daar's 'n verwikkeling. Die oomblik wat ons God nie eer nie, volg dit. As jy kyk na Amerika, my seun is op die oomblik daar en hy sê dit is goddeloos. Hy het vir my gesê, pa, ek sal nooit hiernatoe trek nie. Ek sal nie my kinders hier kom grootmaak hier, want dit is goddeloos. En as jy daar gaan kyk, die LGBTQ en daai goedjies is rampant in daai plek. En weer eens, hier is die gevolg daarvan. Ek wil hê jy moet dit sien. Romeine 1 vers 18. Hoor wat sê, so, want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en die ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. So hier begin dit. Ons onderdruk in ons ongeregtigheid die waarheid. Omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. God het homself geopenbaar aan hulle, maar hulle onderdruk die waarheid. En dan gaan hy aan. Hy sê, want soos sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Hulle kan weet, in die skepping kan hulle sien, daar is 'n skepper God. Maar hulle onderdruk die waarheid en hulle erken God nie. Hoor wat, dan gaan hy aan. Hy sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. So die oomblik toe hulle God nie erken nie, dan sê die skrif, hulle het verdwaas geraak, jy dom geraak, en hulle harte was verduister. Vers 22, terwyl hulle voorgegee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, dom geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, en van voëls en vervoetige en kruipende diere. So nou aanbid hulle nie meer God nie, maar ons aanbid 'n mensgemaakte ding, dis wat hulle doen. Ons aanbid die skepping. Vers 24, daarom het hulle God hulle ook, omdat hierdie goed gebeur het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir 'n leuen en skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Vers 26. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander en die wat in die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikhede bedrywe en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. So hier is die ding wat hy sê, die oomblik wat ons God verwerp, die oomblik wat ons hom nie eer en dien, soos wat ons moet doen nie, dan begin ons dwaas raak, ons harte raak verduister, en waar God jou nog beskerm, die punt van, en ek het dit laas hier tentoongestel, vir julle gewys, as hy sê, ek het hulle oorgegee, dit beteken God het jou beskerm in 'n mate. Hy het so gemaak, hy het jou beskerm en jou skouers gevat en gekeer dat jy sekere goed doen. En wat God nou gedoen het, dis jou hart, dit is wat jy wil weet, jy erken my nie, dan maak hy so. Dis wat hy doen. Jou hartsbegeerte. En dan draai dit, jy soos nou net gelees het, kyk die vordering daarvan. En ons eindig by seksuele immoraliteit. So weer eens is seksuele immoraliteit 'n aanbiddingsprobleem. Dis wat dit is. Jy aanbid afgode. So dis nommer 1 seksuele immoraliteit. Nommer 2 is gierigheid en hebsug. Is in vers 3. Dis die onversadige begeerte om meer te bekom. En dit word gedryf deur selfsug. Ek wil meer hê. In hierdie konteks verwys dit na 'n vealistige begeerte na iets of iets wat iemand anders het. Paulus identifiseer dit weer eens as afgoderry in vers 5. En selfs in Kolossense 3 vers 5, jy kan dit na die tyd gaan lees. So om hierdie gebod te oortree beteken dat jy nie die eerste gebod onderhou nie. Wat is die heel eerste gebod? Jy mag geen ander gode naas my hê nie, Eksodus 20 vers 3. Weer eens is dit 'n aanbiddingsprobleem. Het jy dit al gedink, gierigheid? Dis 'n aanbiddingsprobleem. En dan nommer 3 is korrupte spraak, dis vuil taal. Christene moet ook grove, dwaase praatjies en vuil grappe vermy. So dis ons hierdie duisternis vermy. Die wat in die lig wandel sal nie hierdie taal gebruik nie. Kolossense 3 vers 8. Laai saam met my. Kolossense 3 vers 8. Hy sê hierso,
Hy sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. En weer eens ons moet sien, hoewel daar niks verkeerd is met humor nie. Dis nie wat Paulus hier aanspreek nie. Kan humor op 'n kwaadwillige of vulgêre manier gebruik word. Ons kan humor op 'n lelike manier gebruik. Daarom verbied Paulus hierdie duistere spraak. Paulus sê in plaas van hierdie kriektaal, hierdie veel grappies en goeters, moet julle liewer in plaas daarvan moet julle bekend staan vir dankbaarheid. En dis 'n snaakse ding om sê, moenie dit doen nie, maar wees liewer bekend vir julle dankbaarheid. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God vir julle in Christus Jesus. Julle moet harte van dankbaarheid besit en 'n woordeskat van danksegging. Hierdie is weer eens 'n kwessie van aanbidding. Jy sien, elkeen van hierdie sondes is 'n aanbiddingsprobleem. Danksegging sal uit jou mond uitkom wanneer jou hart vol dankbaarheid aan God is. Wanneer jy dankie sê vir die Here, is dit amper onmoontlik. Dis moeilik of amper onmoontlik om te sondig, want om dankbaarheid vir die Here te gee en te sondig op dieselfde tyd is moeilik. Jy het soveel om voor dankbaar te wees. Hy sê in plaas van hierdie vuil goed, praat dankbaarheid. En dan gee Paulus 3 waarskuwings. Nommer 1 is, die wat so donker leefstyl leef, vers 5 tot 6, wat hierin volhard, sal die koninkryk van die hemel nie beerwe nie. Eerste waarskuwing. En dan gaan hy nommer 2 is, die wat hierdie leefstyl volhard in hierdie leefstyl, moet pas op vir valse leraars, wat sondige gedrag onderskat en verskoon. Met ander woorde, ons laat dit toe. Pas op vir hierdie valse leraars. En dan die derde een is, want die toorn van God sal oor hierdie ongehoorsaames kom. Dis wat hy sê. As jy so leef, gaan die toorn van God oor jou kom. En nou is my vraag, val Christene nie in hierdie sonde nie? Tuurlik doen ons. Maar die punt is, 'n kind van die Here volhard nie daar nie. Dis nie ons leefwys nie. Ons bly nie daar nie. Ons word nie so geken nie. Ongelowige sondig op 'n ongevoelige manier wat hulle is dit geen eer vir God nie. Ons loop met dit op ons mou, ons sondes. Waar 'n kind van die Here kom en hy sondig en hy roep die Here aan vir vergifnis. Here, ek wil nie, soos Paulus, Here, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek wil dit nie doen nie, Here. Vergewe my. Die kind van die Here soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nie hierdie vlietende plesiertjies, hierdie goed wat verbygaan nie. Hulle aanbid die drie enige God, nie goedkoop plaasvervangers nie. Nou ons samelewing het 'n probleem met seksualiteit. En ek meen die probleem van egbreek en losbandigheid is al klaar erg genoeg. Dis een ding. Maar die probleem word selfs groter wanneer ons praat van verkrachting en bloedskande en seksuele misbruik. Ek meen konservatiewe ramings is dat 1 uit elke 6 vroue verkragt sal word. En dat 1 uit elke 10 kinders die slagoffer is van bloedskande. Dis rof. Die mense wettige begeerte na liefde en intimiteit het mal geword. Ek meen ek sê weer, die begeerte in jou, ek sê dit vir my kinders, hulle weet, die begeerte in jou om 'n vrou te wil hê, om seksueel te verkeer, daar's niks verkeerd met daai begeerte nie. Dit is wat ons daarmee doen wat die probleem is. Weer eens as dit begin duister raak. Dis wat Paulus hier wil aanspreek. So hierdie is nie net 'n lys en hier is hierdie trots en hierdie mag en hierdie plesier wat saam met hierdie sondes gaan, het dryf allerlei ander sondes. Ek meen, dit neem beheer van ons gesonde verstand. So eerder as 'n lys van goed wat Paulus sê, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit. Dis nie wat Paulus hier doen nie. Het Paulus gesê, luister, hy roep die kerk en sê, luister, julle moet hierdie seksualiteit uit hierdie gat wat hierdie wêreld geskep het, hierdie kulturele goedkoopheid van seks met julle, dit gaan uithaal, gaan haal dit daar uit. En herstel dit tot op sy regmatige plek van heiligheid, waardigheid en vreugde, want dis wat dit veronderstel is om te wees. Ek meen, wie se idee dink julle was seks? Ons praat nie dit van die kansel af, en ons hoor dit nie daar nie. Maar weer eens, wie se idee was dit? God se idee. Dis sy idee. Hy het dit gemaak. So wanneer ons dit vanuit sy oogpunt begin sien,
en volgens sy instruksies begin gebruik, hou dit op om 'n bron van seer en stikken en skaamte te wees. En word dit 'n lewendige uitdrukking van dankbaarheid, lewe en aanbidding. Ek sê weer, ek het dit nou nie hier ingesit nie, maar ek wil tog oor praat. Julle onthou vir Dawid en Batseba, julle onthou? Dis nie sy vrou nie, ons gaan nie die hele geskiedenis vat nie, en sy word swanger, en die kind sterf op die einde van die dag, julle weet daarvan, hè? En Dawid het gegaan en hy het gevas en gebid en gesê, Here, red hierdie kind, en toe hulle na by hom kom en sê, die kind het gesterf, toe staan hy op, hy trek hom aan, kam sy hare, en hy eet, en hulle sê vir hom, luister, ons verstaan nie, toe jou kind gelewe het nog, het jy gevas en gebid, jy wou nie, en nou het hy dood is, nou wil jy aantrek en mooi maak, nou, waar is, hy sê nie, terwyl my kind geleef het, kon ek nog iets doen, ek het gebid, ek sê, maar nou is hy dood, my kind sal nie terugkom na my toe nie, ek sal terugkom, ons sal mekaar weer ontmoet, maar hy sal nie terugkom na my toe. En wat het hy gedoen? En hier is die mooi ding wat julle moet gaan, ek gaan lees dit. Die skrif sê, hy het gegaan, en hy het na haar toe gegaan. Nou sy is ook hartseer, haar kind, ek meen, hy is dood, die kind is dood. En die skrif sê, en hy het by haar ingegaan, en hy het haar getroos. Ek gaan dit weer sê. Die skrif sê, hy het by haar ingegaan, en haar getroos. Skielik raak die seksuele 'n manier om te troos. Wat? Het jy dit al gesien? Het jy dit gesien? Gaan lees dit na die tyd. Dit is iets kosbaar, wanneer dit binne God se perke is, raak dit iets kosbaar. Jy kan 'n persoon troos daarmee. Wat? Dis nie die wêreldse idee nie. So God wil nie iets van jou al wegvat wanneer hierdie perke rondom die seksuele sit nie. Dis nie God wat vir jou sê, nee, moenie dit nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis soos vuur. Ek meen, vuur is 'n gevaarlike ding, maar sit vuur in 'n kaggel? Wat doen vuur in 'n kaggel? Het skep lig, het skep atmosfeer, dit maak lekker warm, dis stunning. Dis seks binne die huwelik, binne daai grense. Dis kosbaar. Maar weer eens, vat vuur uit die kaggel uit en sit dit in die huis, wat gebeur? Dit brand die huis af. Dis waar hierdie seksuele immoraliteit inkom. Met ander woorde, ons buite God se grense en ons verbreek mense, ons verbreek verhoudings. Dis wat Paulus hiervan praat. Die God se grense is beskermend, dis nie om iets van jou weg te vat nie, ek wil beskerm my kind. Dis hoekom ek hierdie grense rondom dit sit. So dis nommer 1 is hierdie seksualiteit, en dan kom hy met gierigheid. En meer, dis nie iets waaroor ons sommer in die kerk praat, is gierigheid nie, maar dis uit hierdie skrif uit staar dit na ons toe soos 'n spieël. Ons leef in 'n samelewing wat alle forme van gierigheid aanmoedig. Die begeerte na meer motiveer alles, die seksuele, allerhande ander sondes. Ek wil meer hê, ek wil meer hê, ek wil meer hê. Sonde is al beskryf as 'n poging om meer uit die lewe te kry as wat God daarin gesit het. En al het God sulke wonderlike goed in die lewe gesit, is die meeste van ons nooit tevrede nie. So wanneer die begeerte na meer oorneem, veral as dit kom by seksuele verhoudings, verskuif die gelowige se fokus van Christus af, en dan word hierdie gedeelte uiteindelik ons meeste. En ons aanbid dit. Weer eens, soos ek gesê het, dit is 'n aanbiddingsprobleem. En dan nommer 3, praat van die skandelikheid en dwaase praatjies en vuil grappe. En weer eens, ons kyk lig daarna, maar dis 'n manier om 'n sonde te speel. Ons versterk dit. Ek meen hierdie 3, skandelikheid, dwaase praatjies en vuil grappe dek alles van onbeskoftheid tot verset teen God, tot agterbaksheid. So waar sonde as snaaks beskou word dit maklik gedoen. Dis die groot ding. Julle al gesien, as kindertjies begin praat, en dan die familie kom en dan sê hulle, jong, kom hoor gou hierso, Pietie, kom hierso. Sê gou daai woord. En dan gee die kind sulke lekker knoop, het julle dit al gehoor? Dit is vreeslik interessant, jongens, snaaks. Die kind praat mooi, maar ons speel met sonde, dis wat hy sê. Dis waarvan hy praat. Met ander woorde, dit raak nou maklik, die kind vloek, die kind besef nie, hy vloek nie, maar hy het by jou geleer. Hy sien dit by jou. Dis een van die voorbeelde van speel met sonde, dis waarvan Paulus hier praat. Dit moet nie eens onder julle genoem word nie, sê Paulus. Ons werk nie so nie, as 'n kind van die Here, as jy Christus navolg, dan lyk ons nie so nie, ons doen dit nie. Ons gaan nie daar nie.
En weer eens, ons moet besef dat gesonde humor behoort aan God. Dis nie net seks wat aan God behoort nie, dis humor wat aan God behoort. Dis syne. Ons moet dit terugvat van die wêreld af. Sulke gedrag moet vermy word, want gelowiges het 'n nuwe identiteit in Christus. En weer eens, en ons moet dit sien, dis duidelik, ek wil dit duidelik maak, dis nie net as gevolg van ons nuwe identiteit dat ons moet verander nie, dis as gevolg van ons identiteit dat ons kan verander. Dis alrede hoekom jy kan verander. Dis alrede hoekom ons die duisternis kan verwerp, as gevolg van ons nuwe identiteit in Christus. Sonder hierdie lewegewende werk van die Heilige Gees, sou dit geensins moontlik wees vir my en jou om hierdie sonde te verwerp, of om aan te hou om hierdie sonde te verwerp. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons nuwe identiteit. Ons moet stap daarin. En Paulus herinner ons weer eens in vers 7 tot 10 van hoofstuk 5 aan ons nuwe identiteit. En hy sê ons moet ons lig laat skyn. So ten spyte van die feit dat jy die duisternis moet verwerp, moet jy nou in die lig wandel. Laat jou lig skyn. Leef jou identiteit uit. Soos wat Jesus gesê en gedoen het, Matteus 5 vers 16. Kom vinnig daartoe, Matteus 5 vers 16. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En hy gee 4 instruksies, vir ons, hoe ons hierdie vrug van die lig, te midde van die duisternis kan vertoon. So hoe moet ons lig laat skyn? Nommer 1, skyn jou lig deur nie deel te word van die duisternis nie, vers 7. Hy sê, wees nie al deelgenote nie. 2 Korintiërs 6 vers 14. 2 Korintiërs 6 vers 14. Hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Ons wandel nie daar nie, ons lyk nie soos hulle nie. So diegene wat buite die geloof, ons is kinders van die Here, is ons stel om diegene wat buite kan die geloof is, ons moet hulle lief hê, ons moet met hulle vriende maak, ons moet die evangelie aan hulle verkondig, maar ons moet nie deel hê aan hulle sonde nie. Ons moet nie laat hulle ons beïnvloed nie. Ons inteendeel moet ons vlug van hulle seksuele immoraliteit, hulle gierigheid en hulle korrupte spraak. Dit is nie deel van wie ons is nie. Dis nommer 1. So, moenie deel wees van hulle nie. Nommer 2 is laat skyn jou lig deur jou identiteit uit te leef, vers 8. Wees wat jy is. Hy sê, want vroeër was julle duisternis. Hoor wat sê, hy sê nie julle het vroeër in die duisternis gewandel nie, hy sê julle was duisternis. Lees dit dan. So dis praat weer eens van identiteit. Jy was duisternis. Geen ander skrifgedeelte in die Bybel is so duidelik oor wedergeboorte en verlossing. Jy was duisternis, en dan kom hy, maar deur die evangelie van Christus Jesus sê Paulus, dat julle is nou die lig in die Here. Jou identiteit het verander. Julle was duisternis, julle is nou lig. Dis soos die woorde agter wat sê, God is liefde. God is liefde, julle was duisternis, julle is nou lig. En omdat Christus 'n lig is 'n feit, moet ons soos kinders van die lig wandel. Dis 'n bevel. En dan nommer 3, skyn jou lig deur alles te doen wat goed, reg en waar is, vers 9. Hy sê die vrug van die lig is alle goedheid, geregtigheid en waarheid. Die woord vrug van die lig beteken dat dit beskryf die resultaat van binne in die lig van God woon. Dis soos om in 'n sekere tipe grond te woon en nou het jy die vrug daarvan. Ek is in Christus geanker, so ek het die vrug daarvan. Jy het die vrug van die lig. En weer eens, die woorde, ja, God is goed, God is reg en God is waar. So kinders van die Here moet goed, reg en waar wees. Dis wat hy hier sê. Hierdie trio is 'n opsomming van wat ons vroeër in Efesiërs deurgegaan het. In 2 vers 10 sê hy dat kinders van die lig doen goeie werke. In 4 vers 24 sê hy kinders van die lig leef regverdig. En dan in 4 vers 15 sê hy kinders van die lig praat die waarheid. So weer eens, dis goedheid, geregtigheid en waarheid. Dis waarvan hy hier praat. Dit is hoe ons moet leef. Dis deel van ons identiteit. En dan die volgende een, skyn jou lig deur God te behaag. Vers 10. Paulus sê onderskei versigtig wat die Here behaag. Onderskei versigtig waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. Dit is wat hy sê. Ek en jy moet moeite doen met die woord van die Here gaan sit en sê, Here, waarvan hou jy nie? Waarvan hou jy?
As gelowiges mag ons dalk nie almal tevrede stel. Inteendeel. Jy mag dalk gespot word omdat jy nog steeds Jesus aanhang. Mense mag dalk dink jy's oudtyds omdat jy nog die Bybelse waarhede glo. Maar ons kom altyd terug na hierdie vraag toe, wat sal die Here behaag? Wat sou Jesus doen? Nou die skrif sê ek moet Jesus navolg. Wat sou hy doen in hierdie omstandighede? Wat sal die Here behaag? So om in lig te wandel behaag die Here. Dit moet ons sien. Dis die punt. En dan is daar twee gevolge van skynende ligte. Vers 11 tot 14. Lig ontbloot die sonde, is die eerste een. Binne of buite die kerk. Dis 'n hele reeks op sy eie. Hierdie werkwoord is elekgo. Dit dra die idee van om iemand reg te help, om te oortuig of om te bestraf. Waarvan hierdie Griekse woord praat, sy sê, ons moet dit ontbloot. En dan het ek en jy as kind van die Here, as ons dit moet doen, as ons sonde moet ontbloot, het ons wysheid, ons het onderskeiding, ons het sagmoedigheid, het ons nodig om dit te doen. En daar's twee maniere ons die sonde kan ontbloot, as ons lig laat skyn. Die eerste een is passief. Al wat jy doen is, jy leef soos 'n kind van die Here. Jy neem nie deel aan die wêreld se sonde nie. Mense moet na jou kyk, jou goeie werke sien en God aanbid. Ons het dit net nou gesien, laat jou lig so skyn. So ek praat niks, ek leef net as 'n kind van die Here. Ek leef my identiteit uit, dit is waarvan hy praat. Die tweede een is om dit aktief te doen. Die boosheid uit te lig en dit reg te stel. Nou liefde wat sonde nie in die openbaar bloot lê en teenstaan nie, is nie goddelike liefde nie. Romeine 12 vers 9. Romeine 12 vers 9. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is en hang die goeie aan. Hy praat van liefde hier. Laat die liefde ongeveins wees en in jou liefde verafskuw wat sleg is en hang die goeie aan. So dis die eerste ene, is om die lig om die duisternis te ontbloot. En dan nommer 2 is om, wat as jy jou lig laat skyn, wat bring die lig nog? Dis die lig verander ongelowiges, verlore skape na die lig. Wanneer ons daar in daardie omstandighede leef, mense sien hoe ons leef, ons die lig in die duisternis inbring, dan sien mense die lig en seker is word verlig. Ek meen dit is moontlik dat lig, dit waarop het skyn en lig kan verander, want dit het met jou gebeur. As jy vanmôre sê ek's 'n kind van die Here, laai saam met my Efesiërs 5, ons gaan weer soontoe, vers 8. Hy sê, want vroeër was julle duisternis, ek het net al gelees, maar nou is julle lig in die Here. Wandel dan soos kinders van die lig. Jy was in die duisternis. Jy was, en jy's nou lig, sodat dit met jou gebeur. Daar was 'n evangeliese oproep. Die evangelie het jy gehoor en daar was 'n roep aan die binnekant wat die Here jou roep in jou hart en skielik roep jy die Here aan en jy besef ek het 'n redder nodig. Here, ek sien my sonde. En die Here Jesus kom en hy verander jou aan die binnekant. Wedergeboorte. Jy het jou sondige duisternis laat vaar sodat jy self lig geword het. Wat ons hier sien. Dis wat die lig doen. Dis wat die kerk veronderstel is om te doen. Ek sê dit weer, ek gaan dit weer sê, dat die kerk is God se algemene genade oor die wêreld. Die feit dat ek en jy in hierdie samelewing leef, is God se algemene genade. En die kerk moet lig wees. Ons moet anders wees as die wêreld. Ons moet iets hê om die wêreld te bied. Dit help nie ons lyk en ryk soos die wêreld nie. Wat het ons dan om die wêreld te bied? Ons produk is anders. Ons bied die ewige lewe, dis wat ons het. Ons het die goeie nuus. Nou Max Lucado, wie ken vir Max Lucado? Max Lucado vertel 'n storie, kinderverhaal, oor 4 kersse. Nou die verhaal gaan so, dis 'n man, daar's 'n kragonderbreking in hulle buurt. Nou in Suid-Afrika sal dit wees load shedding. Daar was load shedding in 'n sekere dorp. En hierdie man stap na sy kas toe in die spens en hy weet daar's 4 kersse binne in hy kas en ek moet die kersse gaan uithaal sodat ek die lig kan brandsteek sodat hulle kan brand sodat hy die duisternis kan, dat ek kan sien wat ek moet doen. En die oomblik toe hy kas oopmaak en die kersse wou uithaal, toe begin hierdie kersse lewendig word en hierdie kersse het elkeen 'n verskoning van hoekom hulle nie kan brand nie. Hoekom kan ek nie my lig laat skyn nie?
In die eerste kers sê vir hierdie man, luister nie, ek het meer tyd nodig om voor te berei. Ek kan nie net skyn nie, my maat, jy moet my vroeër, jy moet 'n week vroeër tyd al vir my laat weet het, jy gaan my nodig hê. Dan was ek nou reg vir jou. So kom oor 'n week, kan ek fine. In die volgende kers gesê, weet wat, ek is heeltemal te besig. Ek het te veel goed om te doen. Kan jy sien hierdie kas is groot, ou. Ek het plekke om te gaan, dinge om te doen. Ek kan nie net brand nie. Kom weer terug. Maak 'n afspraak. In die derde kers sê van, weet wat, ek voel net nie bevoeg om hierdie werk te doen nie. Ja, so ek weet nie, ek weet ek lyk soos 'n kers als, maar ek voel nie bevoeg om dit te doen nie. In die vierde kers sê van, weet wat, ek dink nie is my gawe om te skyn nie. Ek dink nie ek moet skyn nie. Dink jy ek is gemaak vir dit nie. So in plaas daarvan om uit te gaan en hierdie duisternis trotseer en die duisternis terug te stoot, dit is hulle werk, is 'n kers, dis jou werk, wat anders doen jy? Kom hierdie kerse by mekaar en hulle maak 'n kringetjie daar, terwyl die man vir hulle kyk en hulle sing, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Maar hulle laat niks skyn nie. En hierdie man gaan aan sy vrou toe en sê, wie wat, ek verstaan nie, die kers het nou net vir my vertel, hulle gaan nie skyn nie, so ons gaan met in die donker sit, tot die krag weer aangaan. En die vrou sê, ek het vergeet om jou te sê, is eintlik kerkkerse daai. Kerkkerse, ja, sy sê, omdat jy die kerk wat toegemaak het hier onder op die hoek. Ek het hulle daar gekoop op die veiling. Kom in die kerk uit. En weet jy wat, dis snaaks en komies, as dit nie so waar was nie. Dat die vrou se woorde beklemtoon Lucado se boodskap. En hier is die boodskap. 'n kerk wat al haar tyd gebruik om hulle self net hier binne te dien en net vir hulle self hier te wees en liedjies te sing hier, sal op die einde van die dag haar identiteit verloor en nie meer weet wat ons aan die buitekant moet doen nie. En die Here kerke sluit hulle deur. Dis wat gebeur. Jy's lig, wees lig. Dis ons werk. Ons moet nie ons doel verloor. Skrif sê julle is lig. Wees lig. Die taak van Christene is om hulle lig aan te los. Ons is lig in die Here. En moet soos kinders van die lig lewe. Sê weer, aardjie na die vaartjie, ek aard na my pa, hy's lig en ek is lig. Dit dikwels skyn ons lig net vir 'n paar uur en dan keer ons weer terug na die normale ding van doen. Ons ou gewoontes. Nou ons as 'n gemeente ons lig aan te los, vereis hierdie 4 goed en ek gaan dit net weer herhaal. Leef voortdurend in die Here, bewus van hom en bewus waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie. Nommer 2 is weier om deel te neem aan die seksuele sonde, aan die gierigheid en die onvanpaste taal van die wêreld. Ons leef nie so nie. Dan nommer 3 is doen wat goed, reg en waar is. Ek sê dit soos ek net al gesê het, is deel van God se algemene genade aan die wêreld. Die wêreld kan mekaar vertrap, maar kind van die Here vertrap nie die wêreld. Dis nie ons werk nie. Ons tree nie so op nie. En dan nommer 4 is ontbloot die duisternis vir wat dit is. En wat is dit om in die duisternis te wandel? Om duisternis te wees eintlik. Jou identiteit is duisternis. Jy's verwyder van God. Dis wat dit is. Jy's geestelik dood. So Paulus se hoofbekommernis is hy hierdie brief skryf en hulle sê, wees lig, verwerp die duisternis. Hy's nie bang dat ons moet nie deel word van die wêreld nie. Hy's nie bang dat ons in kontak gaan kom met wêreldlinge nie. Dis nie sy vrees nie. Sy vrees is dat die kerk nie sal wees waarvoor hy geroep is nie. Dat ons nie ons lig sal laat skyn nie. Paulus sê, wees dit waarvoor jy geroep is. As dit jou identiteit is, wees dit. Sekere aksies pas eenvoudig net nie by die kerk nie. En weer eens, kinders van die lig moet nie toelaat dat die wêreld ons definieer. Ons leef nie so nie, ons praat nie so nie, ons loop nie so nie. En weer eens, soos met alles wat die evangelie aanbetref, is dit 'n kwessie van identiteit. Wie is jy? Wie is jy in Christus? Wie se kind is jy? Na wie aard jy? Na wie aard jy? Ek sê weer, in ons familie het die Erasmusse 'n baie kort lont. Die Erasmus is eintlik kort. Ek is eintlik lank wat die Erasmus aanbetref. My paale was almal korter as ek. Sy broers is almal korter as ek. Die Erasmus is kort. So hulle sê ons het klein mannetjie syndroom. Julle ken die klein mannetjie syndroom? Moeilik. So toe ek moeilik was, dis iets wat as ek moeilik was as kind, lig se jaag nie wat jy aard nie op pa. Die Erasmus ding is fyn. Maar dit was nie fyn nie. Ek wil soos my hemelse Vader wees. Ek wil soos hy lyk. Ek wil soos hy optree.
As mense na ons kyk, moet hulle sê, weet wat, ja, ek kan sien julle is kinders van die Here. Dit is iets anders aan julle. Deur ons woorde en dade moet ons mense uit die duisternis uitroep na die lig wat net Christus kan gee. Dit is ons werk. Mense mag dalk die lig haat en die duisternis verkies, maar hulle moet nie die lig haat omdat die lig aanstootlik is. Hulle moet dit haat omdat hulle werke boos is. Blaai saam met Johannes 3 vers 19. Johannes 3 vers 19. Hoor wat sê hierso. Hy sê, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig. En wat is die rede? Want hulle werke was boos. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word. So lig kan nie aanstootlik wees nie. Lig bring goedheid, geregtigheid en waarheid. Dis wat hy bring. Lig is die plek waar ons mense genade vind, om die waarheid in die gesig te staan, om te besef, ek het 'n redder nodig. Ons het 'n redder, elkeen van ons het 'n redder nodig. Sê dit weer, as mense vir jou sê, weet wat, julle Christene is hypocrites. Julle sê een ding en doen op 'n ander dag, doen julle iets anders. Ja, welkom. Jy's welkom hier by ons. Ons weet, ons het 'n redder nodig. Sonder Christus kan ons dit nie doen nie. Sonder die Heilige Gees kan ons dit nie doen nie. Ons maak foute. En ek sal eers perfek wees die dag wanneer Jesus terugkom, die skrif sê so. Hy's besig met my. So ons moet mense na die lig trek. Ons moet lig wees, ouens. Die wêreld het lig nodig. En dis ek en jy. Ons is Jesus se voete, ons is sy hande. Ons is hier om ons lig te laat skyn. As ons sê ons is kinders van die Here, sê Paulus, wandel soos God, boots hom na, jy moet hom naaap. Wandel in liefde, hoe doen ons dit? Wandel in die lig. Dis eenvoudig soos dit. En hierdie hulp van die Gees van God nodig om dit te doen.